En hier is raad vir die manne. As jy jou vrou wil najaag met woorde, doen dit met woorde van affection. Hulle hou daarvan, by the way. Hulle hou van woorde met affection, maar ek wil jou hier kom bemoedig, partykeer moet ons dit non-sexual affection doen. Want ons mans het hierdie geneigtheid om alles wat ons doen seksueel te maak. Alright, kom ons wees nou maar eerlik, man. As jou vrou kom en sê, luister die liefie, die kar sê vir my, die wiele is pap, jy moet dit net gaan pomp. Ek sal vir jou pomp. Kom ons wees eerlik. Hy sê nie, help my net gou die skoorboswater uitlaai. Ek sal vir jou uitlaai. En ek dink ons moet leer, manne, ek dink ons moet leer om 'n non-sexual affection te begin. En 'n tip wat ek nogals doen, want ek is baie so, right? Wanneer ek sê ek is lief vir jou, eindig ek gewoonlik met 'n want en dan verander ek dit. Jy sê ek is lief vir jou want jy's my beste maatjie. Ek is lief vir jou, want na al die jare bly jy nog steeds getrou aan my. Ek is so lief vir jou, want jy maak altyd God eerste in ons huwelik. En dit bring ongelooflike waarde. Wanneer jy iets goeds dink, sê dit. Baie keer, dan, as het so besig raak, nou my liefdestaal is touch, maar ook nie so baie van dit nie. So ek moet gereeld na hom toe gaan en sê, ek het 'n drukkie nodig, maar asseblief net 'n drukkie is al wat ek vra. Ek wil gaan die dames se kant toe kom om vir jou te sê, jy moet jou man najaag met woorde van bemoediging. Partykeer is ons so skuldig daarmee en ek het partykeer hierdie illustrasie al gebruik om te sê, ons kan soos muggies nie, wat hou jy nie van nie? Muskiete. Ons so in ons man se ore en alles van dit is alles behalwe woorde van bemoediging. Hy wil nie graag hê dat hy by die werk kom en dan staan 'n ander vrou wat vir hom sê, jy's 'n eyster. Jy werk so hard, ons is so trots op jou. Want wat gaan gebeur? Hy gaan op die ou ende begeerte sê, want sy laat hom beter voel as wat jy doen. En dit wil jy nie hê nie. Jy's daar, jy het met jou man getrou vir 'n rede en hy het met jou getrou vir 'n rede. So, woorde van bemoediging is so belangrik.